Ek sal graag hierso 'n kerk wil bou. Want kyk net hoe 'n wonderlike plek is dit. Kyk die uitsig, mens kan kilometers ver sien. En dink net hoe sigbaar is dit, al die karre wat hier op die snelweg, die N1 hier verby Florida se heuweltjies hier aan die weste kant van Johannesburg ry, almal kan sien, hierso is 'n kerk. Daar is natuurlik 'n paar nadele, want om op hierdie klipkoppie te kom, sal ons 'n hele paar roltrappe moet bou, anders gaan net die fikse ouens ooit in die kerk bywoon. Maar die belangrikste rede vir 'n kerk hier, is dat dit 'n klipkoppie is. Hier bou jy op rotse. Hierdie fondasie gaan deur niks beskadig en gekraak word nie. Hierdie kerk sal staan stewig en amper ewig. Maar Jesus het gesê, ek weet van 'n rots waarop 'n mens die kerk kan bou wat stewig en regtig ewig is. In Matteus 16, vers 16, praat hy met sy disippels en hy vra vir hulle 'n vraag wat die keerpunt van die hele Matteus evangelie is. Hy vra vir die disippels, wie sê die mense is ek? En hulle noem nogal beroemde mense, dalk is dit 'n profeet soos Elia of Jeremia, en dit sal nogal help, want Jesus is dan beroemd as 'n rabbi, en hy sal bekend wees, maar as hy doodgaan, is dit weg. Toe vra hy die vraag, wie sê julle is ek? En toe praat Petrus namens die disippels en hy sê, U is die Christus, die seun van die lewende God, nie net 'n beroemde prediker nie. En dis die rots waarop die kerk gebou is. En Jesus sê dit toe ook vir Petrus. Hy sê, jy's Petrus, toevallig beteken die naam Petrus rots. Jy rotsman het gesê wat die rots is vir die kerk vir ewig. Want die poorte van die doodryk, die magte van die doodryk, sal nooit hierdie kerk oorweldig dat die kerk doodgaan nie. Dis hierdie wonderlike bevestiging. Want Petrus sê, die anker van die Christelike kerk, ons glo Jesus het nie net wonderlike wyshede verkondig nie, hy is God self, God se seun. En Jesus sê vir Petrus, jy is gelukkig. Jy gaan geluk en seën belewe, omdat jy hierdie dinge gesê het. En hy sê ook, die wonderlike ding is, dat die kerk vir ewig sal wees. Nou, die Here waarborg nie 'n spesifieke kerk met 'n spesifieke naam, NG Kerk of wat ook al nie. Hy sê, kerk bedoelende Christus mense wat in Christus glo en by mekaar kom in watter taal of stam of nasie ook al. Dus hy sê, daar gaan altyd gelowiges op aarde wees. Nou, dit is nogal belangrik vir ons, want ons kyk partykeer op hierdie oomblik na spesifieke kerke en sien dat kerkbywoning minder word. En ons is bekommerd, gaan dan nog vir ons kinders 'n kerk wees? Nou, ons moet mooi kyk, want onthou, die navorsing sê byvoorbeeld in die NG Kerk, dat die kerkbywoning, die persoonsbywoning in die gebou is minder, maar daar is so 'n groot aanlyn bywoning, dat as jy die twee saamtel, dan is daar meer mense in die kerk as voor COVID. Maar die belangrike ding is, Jesus sê, wat ook al op aarde gebeur, my kerk is op die rots van hierdie belydenis, hierdie woorde van Petrus gebou, en hy sal nie doodgaan nie. Maar kom ons kyk net wat presies is Matteus 16 vers 16 se belofte. Jy is Petrus en dis jou belydenis. Watter van die twee is belangrik? Die mens Petrus of die belydenis, U is die seun van die lewende God? Party kerke sê Petrus, die Katolieke kerk sê hy is die eerste paus, daarom is hy die basis waarop die kerk gebou is. Maar Petrus is 'n mens en hy het baie foute gehad en Jesus verloon en hy op stadium moes hy letterlik uit Jerusalem uit vlug en Jakobus moes as kerk hoof oorneem. Ander kerke sê weer Petrus se belydenis, sy woorde is die grondslag van die kerk. Elke kerk wat dit bely is Christelike kerk op 'n rots. Ek dink is eintlik al twee.
Petrus die mens is die mens wat dit sê en wat hy sê is 'n geloofsbelijdenis. Dus, wat gaan die kerk se voortbestaan waarborg? Petrusse wat hierdie belydenis herhaal en uitleef. Ouers wat ouers is vir hulle kinders, wat lief is vir hulle kinders en daarom vir hulle hierdie belydenis vertel en demonstreer. Groepe wat by mekaar kom, elkeen met sy eie naam, wat dan Jesus se woorde bestudeer. Kerke wat sy lof besing en mense is wat liefde uitlewe. Dominees wat 'n naam het met al ons foute, wat hierdie belofte uitlewe. Ek is nie bekommerd oor die kerk nie, want nie omdat ons dit gaan in stand hou nie, omdat Christus gesê het op hierdie rots gaan daar altyd 'n kerk wees, hy stewig en ewig. Kom ons bid daarvoor en sê dankie. Liewe Heer, ons wil dankie sê dat in hierdie woeste wêreld is daar iets gewaarborg en dit is die feit dat mense vir alle eeue sal bly glo dat Jesus die Christus is. Maar maak vir ons Petrusse, die mense wat dit moet sê, maak vir ons spontaan sodat ons dit kan uitdra en uitleef, sodat ons wat die draers is van die evangelie, met die gewaarborgde evangelie, dat ons die kerk se voortbestaan sal voorsorg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek bid vandag sommer net saam met jou vir al die kerke, met watter naam ook al. Die kerk met mensgesigte en Gods woorde. Jesus is die Seun van God. Seënwense.